Welkom by ons Afrikaanse bediening. Dit is Lydensweek. Vandag is Woensdag waar ons ook ons laaste boodskap met mekaar gaan deel vir die res van die week. Ek wil jou graag aanmoedig, gaan woon 'n erediens by gemeente waar jy inskakel wat jy goed vind. Môre is dit Monday Thursday eredienste. Vrydag is dit die goeie Vrydag dienste waarna jy kan gaan luister. En ook Sondag veral die opstandingserediens. Vandag staan ons stil by Jesus, waar hy 'n storie vertel aan die skrifgeleerdes, die leiers van die Joodse gemeenskap, die Fariseërs, Sadduseërs. Hy sit by hulle en deel 'n boodskap. En hierdie boodskap kom in die vorm van 'n gelykenis, waar hy sê daar's 'n vader met 2 seuns. Hierdie pa kom en vra vir die eerste seun, sal jy asseblief in die wingerd gaan werk? Hierdie seun sê onmiddellik nee, hy gaan nie in die wingerd werk nie. En onmiddellik klink dit of hierdie seun disrespekvol en ongehoorsaam is. Maar later besluit hy dat hy wel in die wingerd vir sy pa sal gaan werk. Hierdie pa gaan na die tweede seun toe en vra vir hom, sal jy vir my in die wingerd werk? En hy sê onmiddellik, ja pa, verseker, ek is op pad. En nooit het hy by die wingerd geëindig nie. Hy het nooit gaan werk in die wingerd nie. En hier kyk Jesus na hierdie religieuse leiers, die Fariseërs, Sadduseërs, en sê, maar watter een van hierdie 2 seuns het nou eintlik die regte ding gedoen? Kom ons kyk na die eerste seun. Onmiddellik klink dit disrespekvol. Onmiddellik klink dit asof hy nie gehoorsaam aan sy pa is nie. Maar tog gaan hy en gaan doen hy dit. En Jesus kom later in hierdie gelykenis, en ek wil hê jy moet dit asseblief gaan lees in Matteus. Ek sal die skrifgedeelte met jou deel. Jesus kom en hy sê later in hierdie gelykenis, maar wat van die tollenaars? Wat van die prostituie? Hulle is maar eintlik soos hierdie eerste seun. Aanvanklik was hulle nie deel van hierdie Joodse uitverkose nasie van God nie. Hulle het nie in die tempel gaan sit en aanbid nie. Hulle het nie die 10 gebooie gelees nie. Hulle was ongehoorsaam. Maar dan kom Jesus en hy sê, maar hulle het na die boodskap van Johannes geluister. 'n Boodskap wat sê, jy moet omdraai. Jy moet vergifnis vra. Jy moet jou lewe aan Jesus gee. Jesus sê, daar stories van die tollenaars en prostituie wat dit gedoen het, aanvanklik ongehoorsaam, maar hulle draai hulle lewens om, hulle kom tot bekering. Jesus sê in die tweede seun, het onmiddellik ja gesê, hy is deel van hierdie plan van gehoorsaamheid, van ek wys respek. Jesus sê, dit is soos julle Fariseërs en Sadduseërs. Ja, julle is deel van hierdie tempeldienste, julle lees die 10 gebooie, julle volg al hierdie wette en rituele, maar julle luister nie verder nie. Daar is nie 'n ommekeer in julle lewe nie. Daar is nie 'n bekering in julle lewe nie. Alhoewel Johannes dit aan julle verkondig, luister julle nie. Hy sê gelukkig is die tollenaar en die prostituut wat geluister het. Aanvanklik nie, maar tog op die einde van die dag tot bekering gekom het. 2 baie belangrike dinge in hierdie les van Jesus. Op pad na die kruis toe. Kom tot die punt waar jy jou hele lewe met oorgawe aan God wy in gehoorsaamheid. Wys gehoorsaamheid. Die tweede punt is, al is jy ongehoorsaam, is daar vir jou kans om te keer. Om te sê, Here, ek kom en ek kom tot bekering en ek draai my lewe om, sodat ek aan U kan wy. Dit is Lydensweek. Jesus is op pad kruis, hy gaan vir jou in die kruis sterf, hy gaan opstaan uit die dood uit. Hy doen dit vir jou en vir my. Daarom my dankbaarheid, kan ons gehoorsaamheid wys, en ons lewens tot bekering roep. Mag jy 'n geseënde Lydensweek hê.